Ons gaan aan met Jeremia 21, aankondiging van die verwoesting van Jerusalem deur Nebukadnesar. Die woord wat van die Hemelse Vader tot Jeremia gekom het toe Sedekia die koning, Pasur die seun van Malkia en Sefanja die seun van Masia die priester na hom gestuur het met die woorde: raadpleeg tog die Hemelse Vader vir ons, want Nebukadnesar, die koning van Babel, voer oorlog teen ons. Miskien sal die Hemelse Vader met ons handel volgens al sy wonders, sodat hy van ons af wegtrek. Toe het Jeremia vir hulle gesê: so moet julle vir Sedekia sê, so spreek die Hemelse Vader, die God van Israel. Kyk, ek laat die oorlogswapens terugdraai, wat in julle hande is, waarmee julle oorlog voer, buitekant die muur, teen die koning van Babel, en teen die Galdeërs, wat julle beleer. En ek sal dit binne in hierdie stad versamel, en ek self sal teen julle oorlog voer met 'n uitgestrekte hand, en 'n sterke arm, ja, in toorn en al die grimmigheid, en in groot gramskap. En ek sal die inwoners van hierdie stad verslaan, die mense sowel as die vee, aan 'n groot pes sal hulle sterwe. En daarna, spreek die Hemelse Vader, sal ek Sedekia, die koning van Juda, en sy dienaars en die volk, die wat in hierdie stad oorgebly het, van die pes, die swaard en die hongersnood oorgee in die hand van Nebukadnesar, die koning van Babel, en in die hand van hulle vyande en in die hand van die wat hulle lewe soek. En hy sal hulle verslaan met die skerpte van die swaard. Hy sal geen medelyde met hulle hê of hulle spaar of hom ontferm nie. En aan hierdie volk moet jy sê: so spreek die Hemelse Vader, kyk, ek hou julle die weg van die lewe voor en die weg van die dood. Hy wat hierdie stad bly, sal sterwe deur die swaard, of die hongersnood of die pes, maar hy wat uitgaan en oorloop na die Galdeërs, wat julle beleer, sal lewe, en sy lewe sal vir hom 'n byt wees. Want ek het my aangesig teen hierdie stad gerig, ten kwade en nie ten goeie nie, spreek die Hemelse Vader. Dit sal oorgegee word in die hand van die koning van Babel, en hy sal dit met vuur verbrand. En aan die huis van die koning van Juda moet jy sê: hoor die woord van die Hemelse Vader. O huis van Dawid, so spreek die Hemelse Vader, verskaf reg in die more en red die bedroofde uit die hand van die verdrukkers, sodat my grimmigheid nie uitgaan en brand soos 'n vuur sonder dat iemand dit kan blus nie. Weens die boosheid van julle handelinge, kyk, ek het dit teen jou, o inwoner van die dal, rots van die vlakte, spreek die Hemelse Vader. Julle wat sê: wie sal kan afkom teen ons, of wie sal in ons skuilplekke indring? En ek sal oor julle besoeking doen volgens die vrug van julle handelinge, spreek die Hemelse Vader, en ek sal 'n vuur aansteek in sy bos, en dit sal alles verteer wat rondom hom lê. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 22, profesie teen die koninklike huis van Juda. So sê die Hemelse Vader: gaan af in die huis van die koning van Juda en spreek daar hierdie woord en sê: hoor die woord van die Hemelse Vader, o koning van Juda, wat sit op die troon van Dawid, jy en jou dienaars en jou volk wat deur hierdie poorte ingaan. So spreek die Hemelse Vader: doen reg en geregtigheid, en red die beroofde uit die hand van die verdrukker, en doen geen skade, geen geweld aan die vreemdeling, wees en weduwee nie, en vergeet geen onskuldige bloed in hierdie plek nie, want as julle hierdie saak sorgvuldig doen, sal deur die poorte van hierdie huis konings ingaan, wat op die troon van Dawid sit, wat op strydwaans en op perde ry, hy en sy dienaars en sy volk. Maar as julle na hierdie woorde nie luister nie, dan sweer ek by myself, spreek die Hemelse Vader, dat hierdie huis 'n pynhoop sal word. Want so sê die Hemelse Vader aangaande die huis van die koning van Juda: 'n Gilead is jy vir my, die top van Libanon, waarlik, ek sal jou 'n woestyn maak,
stede wat nie bewoon word nie. En ek sal verwoesters teen jou heilig, elkeen met sy wapens, en hulle sal jou beste ceders afkap en in die vuur gooi. Dan sal baie nasies by hierdie stad verbytrek en die een die ander vra, waarom het die Hemelse Vader so gedoen met hierdie groot stad? En hulle sal sê, omdat hulle die verbond van die Hemelse Vader, hulle God, verlaat het, en voor ander gode hulle neergebuig het, en die gedien het. Ween nie oor die dooie en beklaag hom nie. Ween liewer oor hom wat heen gegaan het, want hy sal nie meer terugkom nie, en die land van sy geboorte nie sien nie. Want so sê die Hemelse Vader aangaande Salem, die seun van Josia, die koning van Juda, wat in die plek van sy vader Josia geregeer het, wat uit hierdie plek uitgegaan het. Hy sal daar nie meer terugkom nie, want in die plek waarin hulle hom as gevangene weggevoer het, sal hy sterwe, en hierdie land sal hy nie meer sien nie. Wee hom wat sy huis bou met ongeregtigheid en sy dakkamers met onreg, wat sy naaste laat werk vir niks en hom sy loon nie gee nie, wat sê, ek sal vir my 'n groot huis bou en ruim dakkamers en hy bou vir hom sy vensters in, en hy oordek dit met sederhout en bestryk dit met rooi minie. Is jy 'n koning omdat jy wetywer in sederhout? Het jou vader nie geëet en gedrink en reg en geregtigheid gedoen nie? Toe het dit goed met hom gegaan. Hy het reg verskaf aan die elendige en die behoeftige. Toe het dit goed gegaan. Is dit nie my erken nie, spreek die Hemelse Vader, maar jou oë en jou hart is net op jou onregverdige wins en op onskuldige bloed om dit te vergiet en op verdrukking en afpersing om dit uit te voer. Daarom sê die Hemelse Vader so van Jojakim, die seun van Josia, koning van Juda. Hulle sal hom nie beklaag met, ag my broer, of ag suster nie. Hulle sal hom nie beklaag met, ag Heer, of ag majesteit nie. Met die esel begrafnis sal hy begrawe word, weggesleep en neergegooi, ver van die poorte van Jerusalem af. Klim op die Libanon en skree, laat in Basan jou stem hoor, ja, skree van die gebergte van Abarim af, want al jou minnaars is verbreek. Ek het jou gespreek in jou sorgelose rus, maar jy het gesê, ek wil nie luister nie, dit was jou weg van jou jeug af, dat jy na my stem nie geluister het nie. Die wind sal al jou herders verstrooi, en jou minnaars sal in gevangenskap gaan. Ja, dan sal jy beskaamd staan in die skande, kom weens al jou boosheid. Jy wat sit op Libanon, vasgeneestel in die seders, hoe sal jy sug as wee oor jou kom, smart soos van een wat baar? So waar as ek leef, spreek die Hemelse Vader, al was Gonja, die seun van Jojakim, koning van Juda, 'n seelring aan my regterhand, tog sal ek jou daar afruk. En ek sal jou gee in die hand van hulle wat jou lewe soek, en in die hand van hulle vir wie jy bang is, naamlik die hand van Nebukadneser, die koning van Babel, en in die hand van die Galdeërs. En ek sal jou wegslinger saam met jou moeder, wat jou gebaar het, na 'n ander land waar julle nie gebore is nie. Daar sal julle sterwe, maar na 'n land waar hulle siel na verlang, om daarin terug te kom, en daarin sal hulle nie teruggaan nie. Is hierdie man Gonja 'n veragte, verbryselde voorwerp, of 'n ding waar 'n mens geen behaag in het nie? Waarom is hy en sy geslag weggeslinger en weggewerp in 'n land wat hulle nie ken nie? O land, 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 hoor die woord van die Hemelse Vader. So sê die Hemelse Vader, skryf hierdie man op as kinderloos, 'n man wat nie voorspoedig sal wees in sy dae nie, want dit sal niemand van sy geslag geluk om te sit op die troon van Dawid en nog oor Juda te heers nie. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 23.
Wee die herders wat die skape van my weiveld laat omkom en hulle verstrooi, spreek die Hemelse Vader. Daarom, so sê die Hemelse Vader, die God van Israel, aangaande die herders wat my volk oppas. Julle het my skape verstrooi en hulle verdrywe en hulle nie opgesoek nie. Kyk, ek besoek oor julle die boosheid van julle handelinge, spreek die Hemelse Vader. En ek self sal die oorblyfsel van my skape versamel uit al die lande waarheen ek hulle verdryf het, en ek sal hulle terugbring na hulle weiveld, en hulle sal vrugbaar wees en vermenigvuldig, en ek sal die herders oor hulle verwek, wat hulle sal oppas, en hulle sal nie meer bevrees of verskrik wees of vermis word nie, spreek die Hemelse Vader. Die spruit van Dawid, vanaf vers 5. Kyk, daar kom daar, spreek die Hemelse Vader, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal verwek, en as koning sal hy regeer en verstandig handel, en reg en geregtigheid doen in die land. In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon, en dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, die Hemelse Vader, onse geregtigheid. Daarom kyk, daar kom daar, spreek die Hemelse Vader, dat hulle nie meer sal sê, so waar as die Hemelse Vader leef, wat die kinders van Israel uit Egipte land laat optrek het nie, maar so waar as die Hemelse Vader leef, wat die geslag van die huis van Israel laat optrek en laat kom het, uit die Noordland en uit al die lande waarheen ek hulle verdryf het, en hulle sal woon in hulle land. Teen die valse profete, vanaf vers 9, wat die profete betref, my hart is gebreek in my binneste en my hele gebeente sidder. Ek is soos 'n dronk man en soos 'n man wat deur die wyn oorweldig is, vanweë die Hemelse Vader en sy heilige woorde, want die land is vol owerspelers, wat die land treur weens die vloek, die weiveld van die vloek, die weiveld van die woestyn verdor ja, waar hulle na strewe is sleg en waar hulle hul krag in soek is onreg. Want profeet sowel as priester is goddeloos. Selfs in my huis het ek hulle boosheid gevind, spreek die Hemelse Vader. Daarom sal hulle weg vir hulle wees soos 'n glyerige plekke in die donkerheid. Hulle sal neergestoot word en daarin val, want ek sal onheil oor hulle bring in die jaar van hulle besoeking, spreek die Hemelse Vader. Ek het wel by die profete van Samaria aanstooklike dinge gesien. Hulle profeteer deur Baal en verlei my volk, Israel. Maar by die profete van Jerusalem het ek gesien wat afskuwelik is. Hulle bedryf oorspel en gaan om met leuns en hulle versterk die hande van die kwaaddoeners, sodat hulle hul nie bekeer elkeen van sy boosheid nie. Hulle het almal vir my geword soos Sodom en sy inwoners soos Gomorra. Daarom, so sê die Hemelse Vader van die leerskare, aangaande die profete, kyk, ek laat hulle wilde als eet, en laat hulle gewater drink, want van die profete van Jerusalem het goddeloosheid in die hele land uitgegaan. So sê die Hemelse Vader van die leerskare, luister nie na die woorde van die profete wat vir julle profeteer nie, hulle vervul julle met ydelle verwagtinge, gesigte uit hulle eie hart verkondig hulle, nie uit die mond van die Hemelse Vader nie. Hulle sê gedurig aan my veragters, die Hemelse Vader het gespreek, julle sal vrede hê, en aan elkeen wat wandel en in verharding van sy hart, sê hulle, geen onheil sal oor julle kom nie. Want wie het in die raad van die Hemelse Vader gestaan, dat hy sy woord sou sien en hoor? Wie het sy woord beluister en gehoor? Kyk, 'n storm van die Hemelse Vader grimmigheid en het uitgegaan. Ja, dwarrelstorm op die hoof van die goddelose mense breek dit los. Die toorn van die Hemelse Vader sal nie afgewend word nie, totdat hy uitgevoer het en tot stand gebring het die raadslae van sy hart. Aan die einde van die dae sal julle dit duidelik verstaan. Ek het profete nie gestuur nie, tog het hulle geloop. Ek het nie met hulle gespreek nie, tog het hulle geprofeteer. Maar as hulle in die raad gestaan het,
moet hulle my volk my woorde laat hoor en hulle terugbring van hulle verkeerde weg en van die boosheid van hulle handelinge. Is ek 'n God van naby, spreek die Hemelse Vader, en nie 'n God van ver nie? Sou iemand hom in skuilplekke kan wegstreek, dat ek hom nie sien nie, spreek die Hemelse Vader? Vervul ek nie die hemel en die aarde nie, spreek die Hemelse Vader? Ek het gehoor die profete sê wat in my naam vals geprofeteer het met woorde, ek het gedroom. Hoe lank nog is dit in die hart van die profete wat leuns profeteer en profete is van die bedriegery van hulle hart? Is hulle daarop bedag op my volk my naam te laat vergeet deur hulle drome wat hulle die een aan die ander vertel, soos hulle vaders my naam vergeet het deur Baal? Die profeet by wie 'n droom is, laat hom 'n droom vertel, en by wie my woord is, laat hom my woord spreek in waarheid. Wat het die strooi met die koring te doen, spreek die Hemelse Vader? Is my woord nie soos 'n vuur, spreek die Hemelse Vader, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie? Daarom kyk, ek het dit teen die profete, spreek die Hemelse Vader, wat my woorde steel, die een van die ander. Kyk, ek het dit teen die profete, spreek die Hemelse Vader, wat hulle eie tonge gebruik en sê, die Hemelse Vader spreek. Kyk, ek het dit teen hulle wat leenagtige drome geprofeteer, spreek die Hemelse Vader, en dit rondvertel, en my volk verlei met hulle leuns en hulle grootpratery, terwyl ek hulle nie gestuur het, en aan hulle geen bevel gegee het nie, en hulle vir hierdie volk hoegenaamd geen voordeel bring nie, spreek die Hemelse Vader. As hierdie volk of profeet of priester dan vra en sê, wat het die Hemelse Vader gelas? Dan moet jy vir hulle sê, julle is die las en ek sal julle afwerp, spreek die Hemelse Vader. En wat betref die profeet of die priester of volk wat sê die Hemelse Vader het gelas oor die man en oor sy huis, sal ek besoeking doen. So moet julle sê, elkeen vir sy naaste en elkeen vir sy broer, wat het die Hemelse Vader geantwoord? En wat het die Hemelse Vader gespreek? Maar van die Hemelse Vader het gelas mag julle nie meer melding maak nie, want vir elkeen sal sy eie woord die las wees, dat julle verdraai die woorde van die lewende God, van die Hemelse Vader, van die leerskare, onse God. So moet jy aan die profeet sê, wat het die Hemelse Vader jou geantwoord, en wat het die Hemelse Vader gespreek? Maar as julle sê, die Hemelse Vader het gelas, daarom so spreek die Hemelse Vader, omdat julle hierdie woorde sê, die Hemelse Vader het gelas, alhoewel ek na julle gestuur het, met die woorde, julle mag nie sê, die Hemelse Vader het gelas nie. Daarom kyk, ek sal julle sekerlik ophef, en julle saam met die stad, wat ek aan julle en julle vaders gegee het, van my aangesig af verwerp. En ek sal julle ewig smaad oplê, en 'n ewige skande, wat nie vergeet sal word nie. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 24, die 2 mandjies vye, die toekoms van die volk. Die Hemelse Vader het my laat sien, en daar was 2 mandjies met vye, reggesit voor die tempel van die Hemelse Vader, nadat Nebukadneser, die koning van Babel, Jejognia, die seun van Jojakim, die seun van Juda, en die vorste van Juda, en die smede, en die slotkamers uit Jerusalem in ballingskap weggevoer, en hulle in Babel gebring het. En in die een mandjie was baie goeie vye, soos voorvye, maar in die ander mandjie was baie slegte vye, te sleg om te eet. En die Hemelse Vader het vir my gesê, wat jy sien Jeremia? En ek het geantwoord, vye, die goeie vye is baie goed, en die slegte is baie sleg, te sleg om te eet. Toe het die woord van die Hemelse Vader tot my gekom en gesê, so spreek die Hemelse Vader, die God van Israel. Soos hierdie goeie vye, so sal ek ten goeie aansien die ballelinge van Juda, wat ek uit hierdie plek na die land van die Galdeërs weggestuur het. En ek sal my oog op hulle slaan,
ten goeie en hulle terugbring in hierdie land, en ek sal hulle bou en nie afbreek nie, en hulle plant en nie laat uitruk nie. En ek sal hulle 'n hart gee om my te ken, dat ek die Hemelse Vader is, en hulle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle 'n God wees, want hulle sal na my terugkeer met hulle hele hart. En soos die slegte vye wat te sleg is om te eet, waarlik, so sê die Hemelse Vader, so sal ek Sedekia, die koning van Juda maak, en sy vorste en oorblyfsel van Jerusalem, wat in hierdie land oorgebly het, en in die wat Egipte land woon. En ek sal hulle 'n skrikbeeld maak, 'n onheil vir al die koninkryke van die aarde, 'n smaad en 'n spreekwoord, 'n spot, 'n vervloeking in al die plekke waarin ek hulle verdrywe. En ek sal onder hulle stuur die swaard, die hongersnood en die pes, totdat hulle omgekom het uit die land wat ek aan hulle en hulle vaders gegee het. Tot sover.